Goeiemôre vriende, dit is vandag Dinsdag die 17de Februarie 2026, amper sê ek 24. Mag dit vir julle sommer net 'n wonderlike dag vandag wees. Kom ons raak so 'n bietjie stil. Here, dankie vir die Onse Vader gebed en dankie dat ons vir mekaar kon sê as ons saam bid en sê laat U naam geheilig word in ons lewens, Here. Dat ons saam met U wil sê laat U wil geskied. Laat die koninkryk kom deur ons waar ons is en laat U wil geskied soos in die hemel op die aarde. Here, dat dit nie ons wil is nie, maar dat dit U wil is. U weet wat is die beste vir ons. U kan oor die horison sien. Ons kom vra ek vandag, Here, gee asseblief ons daaglikse brood vir ons. Here, ons kom sê vir U baie dankie vir dit wat U vir ons gee, Here, vir mense wat afhanklik is van daaglikse brood, soos ons almal maar is, maar wat regtig 'n tekort het. Here, gee dat ons hande en harte sal oop wees vir hulle en sal U ook vir ons altyd daar wysheid gee. Dankie, Here, dat U inderdaad ons daaglikse brood vir ons gee. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ons steeds by 1 Tessalonisense, vriende. Ons is so nou hier by die 17de ietsie wat Paulus gee vir hierdie gemeente, sê hoorie so 'n praktiese raad, hierdie goed wat julle doen om lekker volkome vir die Here te leef. Julle is 'n great klomp mense by mekaar, maar julle kan julle so 'n bietjie fine tune hierso, né? En dan sê hy so, ons het 'n bietjie stil gestaan by 15:16, wees altyd bly, bid geduldig, het ons gister by stil gestaan. En dan kom sê hy 'n ding wat baie belangrik is. Hy sê wees in alle omstandighede dankbaar. En dan is dit interessant. Want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Nou vriende, onthou nou net, hierdie klompie mense in Tessalonika word vervolg. Hulle kom uit die heidene nasies uit, hulle het tot bekering gekom, hulle het Jesus Christus aangeneem as hulle persoonlike verlosser en saligmaker. So dit is nie maanskyn en rose hier nie, hulle aanbid nie die keiser nie, en daarom het hulle dan ook baie vervolg. En ek het al baie vir julle sê, dit is net vir my interessant hoe Christene vervolg word. Ons wat eintlik, ons het in die verlede dink ek droog gemaak, 'n hele klomp baie tyd met vroeg jare, so dat ek nie goed aanhaal daar nie. Maar ek tussentyd het ons nou 'n bietjie begin bykom, nee. So ons gemaak nie mense dood omdat hulle nie aan ons godsdienst behoort nie, nee. So daai tyd is dit wel gebeur. As jy nie aan daai godsdienst behoort het, jy doodgemaak, en ons kry dit van vandag is nog live and well in die wêreld, ons lees gedeel daarvan. En daarom kom sê hy vir hulle, wees in hierdie omstandighede waar dit nie altyd lekker is nie. Wees onder alle omstandighede dankbaar. Nou vriende, ek dink dit is 'n tall order, nee, maar ek dink dit is ons ingesteldheid. Ek dink ons moet miskien meer leer om te alle tye vir die Here te sê dankie. Ons het lekker daarby stil gestaan toe ons nou vir mekaar gesê het, waar hy sê wees altyd bly, nee. Nou wees dankbaar, bly en dankbaar lê ons nou maar eintlik baie naby aan mekaar. Wees onder alle omstandighede dankbaar. Vriende, is daar niks nie, sê vir julle, dankie dat jy kan loop, dankie dat jy kan vat, dankie dat jy kan kyk, dankie dat jy kan hoor, dankie dat jy kan proe in jou mond, dat jy kan proe, né? Dankie dat jy by 'n plek kan uitkom. Miskien het jy nie jou eie motor nie, miskien het jy 'n fietsie, maar kan jy van publieke vervoer gebruik maak, of wat ook al, né? Wees onder alle omstandighede dankbaar. Miskien gaan jy deur 'n sleg tyd. Sê vir die Here selfs vir daai tyd, Here, wat wil U vir my kom leer in die tyd? Nie dat God daai ding oor jou pad bring nie. That's life that happens. Maar wanneer ek en jy in daai posisie is, kom leer ons baie lesse en sê, Here, wat wil U vir my uit dit wat met my gebeur het? Wat wil U vir my leer hierso? Dat ek ook 'n dankbare gees kan hê en later terugkyk na die omstandighede en kan sê, Here, dankie ook vir daai omstandighede. U het dit nie oor my pad gebring en gesê ek gaan jou nou laat swaar kry of ek gaan nou jou man laat doodgaan. Dis mos nou nonsens daai, né? Maar soos die lewe gebeur om sê, Here, daai omstandighede, wat wil U my help om te leer uit daai omstandighede uit? Here, ek is dankbaar vir die omstandighede, want ek het dit en dit en dit en dit het ek geleer. Dit was sleg, maar ek het die volgende geleer. Dankie dat ek U daar kon ervaar het in die slegte omstandighede, dat U by my was. Baie dankie daarvoor. Want hoekom sê Paulus, hy sê, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus van julle verwag. So dis nie asof ek sê, nee, wat is nog maar nonsens nie. Nee, sê Paulus vir ons, hoor hierso, eintlik verwag God van julle om onder alle omstandighede dankbaar te wees.
En vriende, ek dink die oomblik, en dit het ek nou vir julle gesê het oor gebed gister, dan moet ons dit bid en sê ons, Here, U weet, partykeer is ons ondankbaar. Here, ek's ondankbaar. Here, ek gaan hierdie gedan se ondankbaar en dis sommer my woede op U uithaal. Here, help my om dankbaar te wees. Here, help my daar by die werk met daai kollega wat my grensloos irriteer. Help my om dankbaar te wees. Help my dat ek die positiewe in daai kollega sal raak sien. Alles is dit hoe vrek moeilik. Nee. Wees in alle omstandighede dankbaar. En wanneer dit goed gaan en wanneer dit sleg gaan, wees in alle, want dit is wat God van ons verwag. En vra vir die Here om jou te help daarmee. Here, help my in wat die omstandighede is. Help my om dankbaar te wees, om 'n dankmoedige mens te wees, om 'n blymoedige mens te wees, om te kyk na die positiewe goed wat hier rondom my aangaan, né? Dit is wat ek nou vandag uit hierdie ene gedeeltjie uitkry. Mag julle God se liefde ervaar, mag julle sy genade ervaar, mag julle inderdaad sy teenwoordigheid ervaar. Amen.